Welkom by Ligland. My naam is Storiebeer en oor die volgende paar weke gaan ons saam die mense van Ligland ontdek. Luister lekker saam. Moses, die baba in die mandjie wat 'n nasie gered het. Moses se ma het haar baba in 'n mandjie gesit en gehoop God sou na hom kyk. Sy het geen ander keuse gehad nie. In Egipte was die Israeliete, God se volk, slawe. Hulle het swaar gewerk terwyl Farao se wagte oor hulle gestaan het. Maar die Farao was bang vir die Israeliete. Hierdie volk het vinnig gegroei. Daarom het hy 'n verskriklike bevel gegee. Elke Hebreëse seentjie wat gebore word, mag nie lewe nie. Moses is gebore en hy was pragtig. Sy ma se hart het gebreek toe sy die nuus hoor. Ek kan dit nie doen nie, het sy gesê. En sy het hom 3 maande lank weggesteek. Maar 'n baba kan nie vir altyd stil bly nie. Daarom het sy 'n plan gemaak. Sy het 'n mandjie gevleg van bissies en dit met teer water dig gemaak. Sy het Moses saggies daarin neergelê, asof sy hom bed toe vat. Toe het sy die mandjie versigtig tussen die riete langs die oewer van die Nyl gesit, naby genoeg dat sy sussie Mirjam hom kon dophou. En sy het weggestap, sonder om te draai, want as sy omgedraai het, sou sy hom teruggevat het. Die Farao se dogter het by die deel van die rivier kom bad. Sy het die mandjie gesien, dit oopgemaak en 'n huilende klein babietjie gevind. Haar hart het dadelik sag geword. Dit is 'n Hebreëse seentjie, het sy gesê. Mirjam het vinnig nader gekom. Wil u hê ek moet 'n Hebreëse ma kry om hom te versorg? Ja, gaan haal haar. En so het Moses se eie ma haar seentjie grootgemaak, betaal deur die Farao se dogter self. God het dit so reg gekry om vir Moses te laat lewe. En jare later was Moses groot en opgevoed in die paleis. Maar hy het geweet, hy was nie Egiptenaar nie. En eendag, toe hy sien hoe 'n wag 'n Israeliet mishandel, het hy kwaad geword en iets baie verkeerd gedoen. En daarna moes hy vlug, ver weg, na die woestyn, na 'n rustige lewe met skape. En hy het gedink sy storie was verby. Toe, op 'n gewone dag, op 'n gewone berg, het Moses iets gesien wat nie gewoon was nie. 'n Bos het gebrand. Dit het gebrand en gebrand en gebrand en dit het nie opgehou brand nie. En Moses het nader gestap. Wat is dit? Het hy gewonder. Toe het die stem gekom, uit die vuur, warm en groot en oral gelyktydig. Moses, trek uit jou skoene. Die plek waar jy staan is heilig. Moses het sy skoene uitgetrek en sy gesig weggedraai, bang om te kyk. Ek is die God van jou vader, van Abraham, Isak en Jakob. Ek het my volk se pyn gesien en ek stuur jou om hulle uit Egipte te bevry. Moses het gebewe. Ek? Wie is ek? Ek kan nie eens mooi praat nie. Ek sal met jou wees, het God gesê. Eenvoudig, seker en finaal. Die baba wat in die mandjie weggesteek was. Die vlugteling wat skape opgepas het in die woestyn. Die man wat gedink het hy is die verkeerde keuse. Dit is die een wat God gekies het om sy volk uit Egipte te bevry. Dit is God wat jou ook so kies, uit sy liefde, om saam met hom 'n pad te stap. Fluit, fluit, my storie is uit.